Baie welkom by nog 'n afdeling van Lewe in die Lig. Ek is Johan Engelbreg en saam met my is Dani en Daniel Beson. 'n Voorreg om weer saam met julle te kuier. En ons is besig met 'n reeks en hierdie ene, hoe sal ons dit nou moet noem, is die gelowige in die kerk. Hoe werk dit? So Dani, ek wil sommer met jou begin. Is dit belangrik dat 'n mens kerk toe gaan? Weet jy Johan, toe ons besluit het ons wil hieroor praat, toe het ek nogal gedink bietjie oor dit, en 'n mens hoor deesdae baie dat nog altyd mense praat van 'n volk, Afrikaner volk, Ja. in die Engelse natuurlik die Engelse volk, en Franse en al die goed. Maar as 'n mens vandag gaan kyk na wat is die Here se volk? Wat is God se volk? Buitekant Israel, wat mos nou God se volk is, waar uit Christus voortgekom het, dan is die volk van die Here vandag is die gemeente. Ja. Want dis almal wat wedergebore is, moet die nuwe harte in Christus ingekom het, gedoop is, gevul is met die Heilige Gees. Hulle is in die gemeente saamgevat as God se volk. Ja. So as jy dan deel van dit is, dan is dit vir jou belangrik om deel te wees van 'n gemeente, van die Here se volk, waar jy by mekaar kom as kinders van die Here, om ons koning se naam groot te maak. En dan is hy ons ook die liggaam van Christus. Ja. Hy is die hoof, sê die Bybel, en ons is die lede. So, dis ontsettend, maar dis sommer nou om inleiding te gee, so as wat ek gevoel het ek wil doen, is hoekom is daar 'n gemeente? Ja. Hoekom is daar so iets? Hoekom bestaan dit? So, dit is soos ek dit sien. En as 'n mens nou dit kan terugbring na homself, Jesus praat ook van die liggaam. Paulus skryf van, sê die een is 'n vinger en die ander een is dit. 'n liggaam is tog nie apart nie, 'n liggaam is tog saam. Dis heeltemal reg. So as ons nou dink, ons is nou in Vredendal, in Vredendal is hier 'n klomp verskillende gemeentes, Daniel, maar dink jy ons is nog steeds een liggaam? Ja, ek dink soos my pa in die begin gesê het, is ons as ons gedoop is in die Gees, is ons broers en Christus, broers en susters in Christus, en ek dink dis die belangrikste ding, en ek dink daar selfs in Korintiërs praat jy nou van die een wat die oog is en die een is, maar almal kan nie 'n oog wees nie, maar dan gaan wie gaan loop en wie kan stap en wie gaan mekaar kan beskerm. So ek dink ons is almal deel van 'n Christelike gemeenskap. Ons is net kleiner groepe op die oomblik saam, maar almal het baie verskillende gelowe, maar ons almal wat in Christus glo, sy opstanding en wedergebore is saam met Christus. Ek dink dis eintlik hartseer dat ons so baie kerke is, en so min groter gemeenskap. Ek dink as jy net een kerk was, dit ook al heel anders gelyk het in die dorp, en as meer mense saam aan iets gewerk het, maar die het almal in die vir 'n spesifieke rede geplaas, as ek ook kan sê, ja. Ja, ek dink net, hoe sal ons praise and worship gewees het, ons is een groot gemeente moes gewees het. Ja, ons het dit al hier gedoen, waar ons by mekaar gekom het, al die gemeentes, oor 'n Paasnaweek, wat eintlik lekker is almal so by mekaar is, maar iemand het vir my eendag so verduidelik, hy sê, as 'n huisgesin by mekaar kom, Kersfees by hulle ouers, dan kom al die broers en al die susters kom by mekaar, en dan kuier hulle verskriklik lekker saam, maar as dit 'n lank raak, begin ook maar as stoeiery en onder mekaar kom, en dan gaan elkeen weer terug na sy huis toe. En ek dink ook dit het maar moet te doen met ons as mense, en ook om die gemeente uit te brei vir Christus. Ja. Want hoe meer daar is, hoe meer kan uitbrei. Die Here het hierdie goed gemaak, maar wat belangrik is dat jy aktief is in jou gemeente. Ja. Want as ek 'n duim het en hy's lam, dan kan my hand nie werk nie. Ek het al gesien ouens wat nie 'n duim het nie, hulle sukkel om goed te vat. Hulle pas later aan, maar is 'n gebreklike hand. En dit is belangrik dat ons betrokke is en dat ons opstaan en iets doen in ons gemeente, om dan die gemeente 'n beter plek te maak. So, of die liggaam van Christus, of dis hoekom dit belangrik is om aan 'n gemeente te behoort. Dis hoekom dit belangrik is om deel te wees van 'n gemeente, dat jy gaan nie vir jouself kerk toe nie. Ja. Jy gaan vir iemand anders kerk toe. Jy gaan nie, ons het tradisionele ou, het hy gedink, maar hy moet iets by sy kerk ontvang. As jy dit kan omdraai, jy moet iets by jou kerk gaan gee.
Ja, want Paulus sê, kom die een met 'n lied, die ander een met 'n woord. Ons het ons al gepraat met die gawes van die Gees. Dis reg, ja. So, maar ons het mos nou maar die ding, as ek my geldjie ingegooi het, dan is my skuldjie betaal, en daar gaan dit nou goed en so, maar dis nie waaroor dit gaan nie. As jy so by 'n kerk kom, is goed dat ons by mekaar kom, is lekker om mekaar te sien. Ons het soos vandag sommer saam na kerk die veld ingery. So lekker, dit was vir my lekker om jy ontmoet mense wat jy baie sien beter. Ja. Jy kom beter in kontak met hulle en jy voel hulle is deel van jou. Ja. Die Here het ons so groepsdiere gemaak om deel Ja, te om wees saam van te mekaar, wees, ja. om saam te wees, om saam die naam van die Here groot te maak. Nie elkeen op sy eie kleid nie, maar jy wat dan daar by jou gemeente is waar jy inpas, waar jy veilig voel, waar jy voel dis vir jou lekker daar. Kom daar, loof die Here, kom by mekaar, kom met 'n hart vol blydskap en kom stap net daarin en wees net wat die Here jou gemaak het. Moenie 'n ander ou probeer wees nie, wees net jouself Ja. en geniet dit saam. Ek is so bly jy het gesê die Here het ons nie alleen gemaak nie, want as jy nou dink hoe die mens aan mekaar gesit is, jy word gebore uit 'n mens uit. En 'n mens maak jou groot. Jy bly die heeltyd, jy het mense om jou nodig en dis waar ons nou sit. Ons doen nou hierdie virtueel, mooi Afrikaanse woord, probeer kry daarvoor, maar maar daar's baie mense wat hulle Christelike lewe net op virtuele goeders doen. Hulle kom nie in gemeentes bymekaar nie. Dink julle dis reg, Daniel? Yes, ek dink dit is, ek het vanoggend toe ons weer lekker die Here geloof en aanbid, dit was net so lekker net om sy teenwoordigheid te wees, en ek dink dit is so goed wat hulle, daar's een pastoor wat gesê het, as jy virtueel kerk kyk, is dit net so goed, jy sê die vuur op die TV aan, maar jy voel nie die hitte van die vuur nie. Dit is eintlik maar dieselfde, as dink ek, dis net iets anders om by 'n kerk in te gemeenskap te wees en met vriende te kan saam Here loof en aanbid en saam, hy sê daar wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is hy, dit is maar net wat 'n kerk is mense wat in sy naam kom vergader, en dit is my mooi ding van kerk en saam wees, en dan praat Paulus van ons mekaar opbou en mekaar leer en mekaar verbeter en mekaar, as Engelse woord, aanspreeklik hou of accountable hou. Het is ook mooi dat ons mekaar saam die pad kan stap, want ons almal dwaal maar vinnig af, en het vinnige leringkie wat jy hier en daar sit, as jy al hierdie virtuele kerke kyk, die duiwel kom besmet mense vinnig, maar ek dink as die mense kan saamkom, jy het een gemeenskap en jy weet, dis broers en susters, wat saam met jou in die Here glo en wat saam wil groei in Jesus, is dit eintlik ongelooflik om saam te kan stap en kan iemand op jou kan kom terug sê, hey, jy's bietjie op die verkeerde pad, of hey, jy doen goed, hou so aan, en dit is bemoedigend ook om saam te gaan, en as iemand siek is, kan jy vir hom gaan bid, en dit is net, 'n gemeenskap is soos 'n familie, ons is die Lig en Lewe Christen familiesentrum, dit is my mooi woord, ons is 'n familie ook, dit is nie net 'n liggaam nie, maar 'n familie van broers en susters. En 'n familie beteken, ons is nie elke dag mal oor almal wat by ons, partykeer is daar verskille, maar die Here gebruik al hierdie goed om ons te laat groei. En Daniel, jy het nou gepraat van, ons kan vir die een, halfte regwys, maar dis nie dat ons rondloop en alle foute uitwys, as ons verantwoordbaar is teenoor mekaar, wys ons nie die foute uit, om die verkeerde goed uit te wys, ons wys dit uit liefde uit, sodat ons kan sê, maar kom ons, as jy 'n fout maak, kom dat ons regs pad stap, want ek is blind vir my eie foute. Ek sê altyd die dag toe ek getrou het, toe sien ek hoeveel foute het ek. Maar nou kan my vrou goed sien, en partykeer raak ek kwaad daaroor as sy vir my dit sê, maar as ek eers loop dink oor dit, dink ek, okay, nee, sy is so verkeerd. Dit is baie lekker om, soos Daniel sê, saam te kom en die naam van Jesus op te lig, ons as gemeente, en dit is ook waar God kom en by ons kom bemoeienis maak. Dis ook waar hy sy Heilige Gees uitstort in die gemeente. Daar waar sy kinders is en by mekaar is, hy wil hê ons moet by mekaar kom. Dis vir hom, ons is sy huis hier op aarde nie, ons is sy liggaam hier op aarde, en daar moet ons toelaat dat die Gees deur ons werk, en laat ons mekaar bedien, en laat ons mekaar ophelp, soos wat julle sê, en mekaar genade gee, bid vir mekaar. Die Bybel sê, is daar siek is onder julle, roep die ouderlinge. Hulle moet daar wees, die duiwel val ons aan van alle kante af, so ons het mekaar nodig om ons te beskerm en ons te help. As daar siek is, kan ons bid vir iemand, as daar probleme is, kan ons help. As daar iemand honger ly, kan ons hom genade gee, en ons kan vir hom kos gee.
Maar as ons elkeen so op ons eie is, waar is ons? Ja. As ek nie in 'n gemeente is, sal ek dit nooit maak nie. Ja. Ek is 'n groepsdier. Ek is 'n ou vir mense. Dit is vir my lekker om saam met mense te wees. Ek geniet dit. Ek is nie lank alleen nie dat ek 'n klomp mense om my, want dit is soos die Here my gemaak het. Ja. Want ek hou daarvan. Ek hou daarvan om mense na my toe te nooi. Ek hou daarvan om mense te bederf. Dis vir my lekker. Ek geniet dit. Die ander kant is ook kan baie keer te hard wees op mense, maar dit is ook nodig. Ja. Maar mense moet my ook so wees, Ja. sodat ek ook maniere kan leer, want ons het dit almal nodig. En ons sal ook nie in Christus groei as ons een kant sit nie. Want dis nie wat hy wil hê nie. Hy wil hê ons moet deel wees van hom en hy deel van ons en ons deel van mekaar, want ons is sy liggaam. Ons is sy liggaam op aarde. En jy gaan net dit is so, almal het vriende, maak nie saak wie hulle is. Ja, ja. En as jy in 'n kerkgroep inkom of in 'n gemeente inkom, of wat jy dit ook al wil noem, dan iewers pas jy op 'n plek in. Ja. Iewers kom jy by 'n huisgroep in of 'n selgroep of wat jy wil doen. Iewers pas jy net gelukkig in en dis vir jou lekker daar en jy sien uit om weer jou mense te sien. Want dit is lekker om saam met my. Al is jy ook 'n ou wat nie van mense hou nie, is dit vir jou lekker om tussen mense te kom, Ja. as dit in die Christus ding kom, Ja. want daar ervaar ons die Here, daar ervaar ons sy seën en daar ervaar ons sy oorvloed. Soos die skrif wat hy gebruik het gesê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek wees. Ja. Dit sê vir my dat hy wil hê ons moet saam wees. Ons moet saam wees sodat sy gees deur ons kan werk en sodat ons kan deel wees van 'n gemeenskap. En dit is ook interessant, as jy disippels uitstuur in Matteus 10, dan stuur hy ook 2-2. Ja. Nie 1-1 nie. Ja. Hy kon ons Ja. maklik gesê het, maar dit is nou as ek kon so meer mense bereik Ja. het as hy 1-1, maar hy stuur hulle 2-2 uit, want hy weet 'n mens het altyd ek kry baie goue afdag. So ek het iemand nodig om altyd net langs my te kom. Partykeer moet ek iemand bemoedig, partykeer bemoedig iemand my. So ons het dit nodig, maar nou wil ek julle ook vra. Kry mense 'n perfekte kerk? Of 'n perfekte Christen gemeente? Nee, dan sal nie so baie kerke gewees het. Ek dink almal maak foute en ek dink van my kant af dit is ons die probleem ook is as ons dis mense wat die kerk hardloop. Ja. Ons almal het foute en probleme en daar gaan nooit 'n perfekte kerk wees nie. As jy hom kry, bel vir my, dan kom ek. Ek het al ooit van 'n perfekte kerk gehoor. Ek dink die perfekte kerk is iemand wat na Jesus se hart soek en like die Allah op sy knieë en bid en sê o Here vergewe my, ek is so groot sondaar, ek het U so nodig. En ja, ek dink dit is maar net so maklik om vinnig soos die Engelsman sal sê, offended te raak met 'n kerk en dan by jou eie huis te sit en dan weer verskillende TV-kerke te kyk. Ek het geen probleem met die TV-kerk en dink Here kan intedeel ook baie goed in jou hart werk en daar kan die Heilige Gees ook iets in jou hart raak, maar ek dink soos ons net gesê het, dit is net soveel voordele om in lewende lywe by mekaar te kom. Kyk hoe dit in COVID gegaan toe ons die kon kerk hou nie. Ja. Ons moes nog hier sit ons in dieselfde vertrek, moes ek dan video's maak van julle wat preke gee en dit was net nie, dit is net nie dieselfde nie, dit is net nie daai teenwoordigheid en die samesyn wat dit bring om as 'n Christelike gemeenskap saam met Here te dien nie. Ja, die een ou het gesê, as jy die volmaakte kerk gekry het, don't join him, you spoil him. So dit gaan nie oor volmaaktheid nie. Want wanneer is ons volmaak? As ons in Christus is. Ja. Hy is die volmaakte. En wanneer ons as 'n kerkgroep by mekaar kom, dan word ons volmaak. Dan ervaar ons daai volmaakte liefde en omgee en guns van die Here. So hierdie Efesiërs 5:27 gesê, sodat die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Deur Christus. Ja, dis reg. So wanneer ons by mekaar kom as gemeente en ons aanbid die Here, dan kom ons in die volmaaktheid van God wat in ons harte werk. Ja. En ons dan help om van ons eie ellende ontslae te raak waarmee ons sit in ons gees en in ons harte en al hierdie goed. So dis so belangrik dat 'n mens moet deel wees van 'n gemeente, maar dit help nie jy kom in 'n gemeente om te kritiseer nie. Baie ouens kom met vooropgestelde idees van 'n gemeente. Hy wil dit so hê, ek het al baie by my gesê, wanneer begin julle kerk? Dan sê ek,
Dan kom hulle een keer, daar skrik hulle so dood, hulle weghardloop, hulle kom nooit weer nie, want hulle het iets anders kom soek. Hulle het nie Christus kom soek nie. Hulle het nie gekom met oop harte om te sê, ek wil deel wees van Christus nie, maar hulle het gekom om 'n ding te soek wat hulle soek. Ja. Terwyl ons Christus is die hoof van die gemeente. In ons gemeente is Christus die hoof. Hy word opgelig, hy word verheerlik. Ons sang gaan daaroor, ons prediking gaan daaroor, ons lewe gaan daaroor, gaan oor Christus. Ja, nou, ek dink baie van hierdie virtuele goed is of mense lees boeke van gemeentes en hoe wat hulle doen, sê nou maar in Amerika of in enige ander land, en nou wil ons daai selfde goed hier kom doen. En dis altyd 'n gevaarlike ding. Mense moet hoor wat die Here hier wil doen. Want die Here wil nie, dit is 'n goeie ding, maar die regte ding op die verkeerde tyd bly verkeerd. 'n gemeente wat waarlik 'n gemeente is, Efesiërs 3:10 sê, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede, aan die magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So ons worstelstryd is teen vlees en bloed. Ag, nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose geeste in die lig. Ja. So wanneer ons in die gees saam in 'n gemeente kom en die Here aanbid, is ons besig om die duisternis terug te skuif. Ja. In ons eie lewens, mense om ons en oral is ons besig om in Christus saam een groot magtige groep te word. Dis soos 'n klomp klein vuurtjies wat by mekaar kom en dit word een groot vuur. Ja. So dit is wat ons is. Ons is mense wat saamkom om saam die Here te loof. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor Christus. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor julle wat hier sit. En as ons nie was in 'n gemeente nie, kon ons nie vandag hierdie goed vir julle gesê het virtueel nie. Ja. Want ons het die ondervinding daarvan om in 'n gemeente te kom. En mense moet tog vir my sê hy seer gekry in 'n gemeente nie. Want as ek nou vir jou moet vertel wat al met my alles gebeur in 'n gemeente, dan sal jy sê, maar was jy daar in die duiwelse kerk? So dit is normaal van die lewe. Ja. Verstaan jy? Een ou het dit 'n week iewers gelees. Die ou sê dis nie hoeveel keer jy geval het nie, maar dis die laaste keer wat jy opgestaan het wat belangrik is. Ja. So as jy een keer meer opgestaan is as wat jy geval het, dat jy oorwinning. En ek het julle nodig om my op te tel. Ek het julle nodig om my te help. Hoeveel maal het ek in 'n kerk gekom, moet ek gaan preek, en dat ek ieder lus om huis toe te gaan, en dan begin die musiekspan, en hulle sing lekker, en hulle loof die Here lekker, en dit verander my hart, dat ek is later so lus vir preek, dink jy kan iemand nie klaarmaak het ek. Verstaan, daai wonderlike opbouing van jou in die gees, daar is nie nog iets. Mense gaan hou parties, en hulle drink heel nag om gelukkig te wees. Kom in 'n kerk waar jy kan die heerlikheid van die Here ervaar, waar jy daar in die vuur van die Here kan kom en waar jou lewe kan verander en waar jy dit vir jou lekker kan wees om as 'n klomp mense saam die Here te loof. Daar's geen lekkerder party as dit nie. Dis die volmaakte party. Ons stap maar met 'n lied in ons hart weg in plaas van 'n kopseer. Hey, wie wat maak my seer? Of wat is vir my verstommend as ouend in 'n kerk kom en hulle loop skopstyf. Nee. Môre broer. En hulle oë draai net. Praat anders. En hy het nou sy gemeenteklere aangetrek. Dan sê hy 'n heel ander persoon. Nee man, die Here wil hê ons moet gelukkig wees. Ons moet vir mekaar lief wees. Ons moet omgee vir mekaar. En ons moet die liefde van die Here moet uit ons harte uitkom. Dis hoekom ek moet kerk toe kom, sodat ek kan my vlammetjie by die ander vlam kan kom sit en daar een groot vlam kan kom om die Here se naam te loof. En Danny het nou net gesê, wat al baie by ons gebeur het in ons gemeente is dat ek en jy preek sê nou maar, en die aanbiddingsspan doen hulle liedjies voordat ons nou preek. En hulle weet nie wat ons gaan preek nie. Ons sê nie vir hulle wat hulle moet sing nie. Ons sê nie liednommer dit of dit. Maar dan sing hulle presies dit wat ons gaan preek. En stig het my elke slag so. Dan preek ek aan maklik. Want jy dink, is dit nou regtig die woord wat die Here vir jou gegee het om maak? En dan, die Here is besig. Hy's werk in harte. En ons het mekaar nodig. Ek is byvoorbeeld, ek kan maklik op my eie funksioneer. Maar baie keer as ek op die plaas en as ek alleen, dan dink ek sal maar eerder daar bly as wat ek nou, maar dan is net, ek moet by die mense wees. Nee, by broers en susters wees. Ek is weer iemand, ek kan ook op my eie funksioneer, baie maklik. Ek sal nooit
Ek het my ook al self geleer om dit te doen, maar dit is net vir my lekker. Ek meen, as jy iets het, is dit lekker om dit te gee. Ja. Dan jy gaan om te gee. Jy gaan om te deel. Jy gaan om, jy weet, as 'n ou iemand ontmoet wat jy van hou, vertel jy vir ander mense, "Jesse jong, wie daai is daar 'n oulike ou daai. Wie wat het hy nou gedoen? Ek kan nie wag om te gaan vertel wat het Jesus vir my gedoen nie. Ek kan nie, dit is net deel van my lewe geword en deel van my alles hier in my hart om dit te deel met my broers en susters en met almal wat die Here liefhet. En ons is broers, die kerk van die Here is nie 'n spesifieke gemeente in 'n dorpie. Hy is in alle kerke is die liggaam van Christus. Jy kan maar kyk, as jy maak nie saak of wat 'n gemeente jy is nie. Jy sal, as jy nou vir 'n ou vra, jong, is daar iemand by julle wat die Here mooi dien, as hulle vir jou 'n naam sê. Dan is dit dalk nie 'n ou wat eers praat, as jy jong, daai ou is 'n mooi Christen. Dan dit is iets wat ander mense nie vir jou, daar's nie 'n kwalifikasie daarvoor nie. Dit is net iets wat in mense se hart is. En daai mense trek ook mense, want hulle het Christus en ons word daarom gebou as 'n gemeenskap in Christus en dit verander mense se lewens. Ja. En wat jy ook nou gesê, die gemeente, ons het verskillende gemeentes in een, maar ek dink as Jesus kyk na Vreendal, dan kyk hy na die gemeente van Christus in Vreendal. Hy sien die kerke raak. Hy sien een gemeente, want hy sien Christus raak. As Vader dan. Ek het eendag 'n storie gehoor van 'n ouetjie wat gekom het by 'n kerk, maar hy het nog nooit kerk toe gegaan nie, maar hy kom toe 'n redelike tradisionele kerk, nog hy jare moet sekere klere aantrek en sekere manier geklee wees en so. En hy kom sommer daar aan, jy weet, met sy lang hare en 'n PT broek en sommer so 'n T-shirt en plakkies kom hy daar ingestap en die ou oom wat nou hier voor by die deur is, nou netjies geklede oom, met sy pak en sy das en sy goed, sê vir hom, met so 'n paar keer daar gekom, sê die hom vir hom, Boeta, maar jy moet net vir jou asseblief volgens die gemeente klee as jy hier na toe kom. 'n Mens kom nie so na die gemeente toe nie. Sê nie, maar goed oom, en so kom hy nou maar net weer, en op 'n dag toe sê die oom vir hom, maar jong, maar ek sien nou, jy het nou nog niks aan dit gedoen nie. Hy sê, oom, ek het die Here gebid, toe vra ek vir die Here, wat is die klere orde van die gemeente? Toe sê die Here, hy weet nie van daai gemeente nie. So, dit gaan nie oor hoe ek aantrek, hoe ek lyk. Ek sukkel nogal baie keer met van daai goed deesdae onder al die mense. Sjoe, dit maak my, dit kry my swaar. Maar die Here werk ook aan my. Te sê, kyk hier, ek het vir mense lief, ongeag hoe hulle lyk. Ek is hulle lief. Ek kyk nie na hulle kleur nie. Ek kyk na hulle harte. En ek kyk na hulle wat my lief het. En jy moet hulle deel maak van my liggaam. So, 'n gemeente is 'n plek wat aan almal gewerk word. Van babietjie tot 90, 100 jaar oud. So almal is deel van daai plek. Ja, ek toe jy nou dit sê, die Here kyk, dink ek altyd aan Dawid, toe hulle vir Dawid moes kom salf het as koning. Kom al die broers, en die een is lank en die een is mooi sterk, en dink die profeet, dit moet nou seker hierdie een wees. Sê Here, nee, hy kyk na die hart, hy kyk nie na die buitekant. Dis wat God altyd na kyk. En hoe kan ons dan nou anders te wees? As ek nie hou van tatoeëermerke nie, en daar kom 'n man met baie tatoeëermerke aan, beteken dit nie, die Here kyk net na die tatoeëermerk, die Here kyk na sy hart. Die Here stuur daai manne na jou toe om jou hart reg te kry. Dat jy daar moet wees. En en daarmee sal ons moet afsluit. En ek wil julle bemoedig, as jy nou daar, waar jy ook al sit en kyk, raak deel van 'n gemeenskap van gelowiges. Ons het dit nodig. Ons is nie gebou om alleen te wees nie. Ons moet saam wees. En soos ons gesê, daar's nie 'n perfekte gemeente nie. As ons aansluit, dan is dit nie meer perfek nie, want ons is perfek, maar ons het Christus. As ek nog iets kan sê, sal ek wil sê, is jy gaan vorentoe swaar kry as jy nie gedeel is van die gemeenskap van die gelowiges nie, want ons gaan mekaar al meer nodig kry. Hoe moeiliker dit in die wêreld gaan, hoe nodiger het ons mekaar is. Ek nou dink aan toe ek kind was, die klompie gelowiges wat onderdruk was alle jare, hoe dat hulle saam gestaan het, hoe dat hulle
saam vorentoe beweeg het, hoe dat hulle moes op mekaar geleun het om vorentoe te kom. Ons het dit nodig. Die Here het dit so gemaak dat ons mekaar nodig het. En hy gee verskillendes in 'n gemeente. Party ouens dra die beursie. Ja. Ander ou is die stem, ander ou is die sangleiers, die ander mense is die bidders, die ander mense is die werkers. Ja. En so sit die Here ons by mekaar en so help hy ons en so gee hy ons genade en so kan ons saam iets groots vir die Here doen as ons net bereid is om deel te wees en op te hou met die nonsens van seer gekry. O my seun, dan word ek sommer vies. Want jy sal oral seer kry. Ja. In jou werk ook nog, vat 'n mechanikus sy werk, het ry 'n glip, hy spanner 'n kap hy sy vinger fyne flenters. Nou hy sê, los hy nie sy werk nie. Hy moet aanhou werk want hy moet eet. Ja. Dis dieselfde. Jy gaan aanstoot kry. Jy gaan sulke goed met jou gebeur. Gaan net aan. Die Here gaan jou genade gee. Want dan nie terwyl jy nou dit sê, nou dink ek aan daar's 'n skrif wat 'n mens nogal skud in die Bybel waar die Jesus vir die engele wat hulle vra, maar moet ek die onkruid wat groei tussen die koring. Dan sê die Here, moet ek die engele stuur om die onkruid uit te trek? Sê nee. Hulle moet daar eintlik wees, dis maar eie verwoording daarvan sodat hulle kan vaser en stewiger groei. Ja. So partykeer is daar mense wat nie die Here dien in gemeentes ook. Verseker, mense moet dit weet, maar dis om jou te laat groei. In enige organisasie wat jy behoort, is daar maar mense wat dit nie doen vir die organisasie nie, maar vir hulle self. Ja. Jy kry dit maar oral. Ek meen, dit is nie snaaks nie, want ons is mos mense. Ja. Maar ons moenie maak dat dit ons van die Here af weghou nie. Dat dit maak dat ons deel van die gemeente word nie. Ons moet daai goed verbykyk en wees lief soos wat die Here lief gehad het, onvoorwaardelik. So, as jy nie deel is van 'n gemeente nie, word deel. Staan op in die oggend, gaan na 'n kerk toe, gaan na 'n groep toe, gaan na mense toe. Wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en jy sal sien. Want my vrou sê vandag, iemand het vir haar gesê, sy is baie ongelukkig in die dorp waar sy bly, want niemand kom na haar toe nie. Sy stoksiel alleen. Kom is jy alleen? Omdat jy nie mense nooi nie. Ja. Hoekom is jy alleen? Het jy nie vriende nie? Omdat jy nie vriende maak nie. Dit wat ek sê, sal ek maai. Word deel van 'n gemeente, nooi hulle, kry hulle. Jy sê vir hulle, man, ek gee die huisie hout en die sout, bring julle die ander goed en dan maak ons 'n braai. Jy weet, doen net iets om die goed aan mekaar te kry en by mekaar te kry, want ons doen dit vir Christus. Ja. Ons doen dit vir mekaar. Ons doen dit vir ons gemeenskap. En ons doen dit sodat die liggaam van Christus opgebou kan word. Ja, ek dink dit is belangrik, maak kerk prioriteit. Ek dink my hele lewe lank wat ek het gedoen het, die Here deur kom al skryf ek eksamen al, moet ek iets gaan doen as ek die Here se prioriteit maak, die Here se tyd met die Here prioriteit maak, werk al die ander dinge uit. Ek dink sodra jy daai goed begin mis, dan begin jy goed uitwerk en jy raak sommer nog besigger en dan maak jy nog minder tyd. So, ek dink dit is net so belangrik om tyd te maak vir Here en om kerk prioriteit te maak, om saam te kom en elke week opgebou te word. En dit maak met die hele week beter. Ja, en onthou dit wat ons aan die begin ook genoem het, moenie net kom om te ontvang nie, gaan om te gaan gee. Maak 'n verskil in iemand se lewe. Vrede en seën vir u. Vrede vir julle. Vrede.